Willie, ons vra altyd dieselfde vraag. Kom ons begin by die begin. Vertel ons 'n bietjie van oom se grootwordjare. Waar was oom op skool? Hoe het oom se gesin gestruktureer? Wat kan oom onthou van daardie? Sal jy so 'n voelvlug gee. Okay. Gebore in Pretoria, Moedersbond, daai tyd, het hulle vir my gesê. Daarna was ek Bethal toe. My pa was toe in die petroleumbedryf gewees. Hy is bestuurder gewees op verskillende plekke. En my pa is 'n man met gegoeid en dissipline ook. Hy het geglo jy doen 'n ding reg of jy doen dit glad nie. En jy moet 'n ding op tyd doen en ek is nogal ou wat taamlik laat kom by goed. So ek voel altyd half skuldig as ek so laat kom. Dan dink my pa sê dit nie toegelaat het nie. Maar nee wat, ek het regtig 'n lekker kinderjare gehad en sorgvry en ek was ook nie so ingestel gewees om te presteer nie. Ek het by skoolwerk was goed, ek was sterk wiskundig gewees en sterk rekeningkundig, maar die res het ek het dit saam lekker gegaan. Dit het nie vir my ons het lekker op toere gegaan en ek het dit geniet. So dit was nie vir my dat ek moes gedruk was om ek moet nou dit presteer en dat doen nie. Ek het aangegaan, ek het cricket gespeel, ek het tennis gespeel en toe het ek by hoërskool Hooggenhout gewees en daar het ek ook senter gespeel. En ons het nog al 2 jaar liga gewen, onder 13 en onder 14. Lekker skraal gewees en nie so vinnig as ek moes wees nie, maar dit was lekker gewees. En toe het ons geskuif Volksrus toe, waar ons was tot ek gematrikuleer het. So ek was 'n baie lang tyd in Volksrus gewees en ook senter gespeel, loskakel gespeel, maar ek het net nie daai spoed gehad nie. Ons het baie goeie senters gehad. Ek is altyd so 'n reserve gewees, maar ek het nooit eerste span gespeel nie, maar ek was altyd so op die rand. As daar ou seer kry, dan gaan ek speel. En hy is dit nooit seer gekry nie. So, ek het nooit eerste span ook gespeel daar nie. Lekker jare gewees. My pa en ma was baie groot ondersteuners gewees. Ons het 'n suster gehad. Sy het nie baie in sport belang gestel nie. My broers, 2 broers gehad, albei van hulle goeie sportmanne. En ons het dan lekker tye saam gehad, saam gespeel. En my een broer, of al 2 van hulle, was baie goeie golfers gewees. Die een, wat net die jongste een, hy het ook in die SA Ope golf gespeel, saam met in die Els. En toe het hy later ook Transvaal 8ste man gespeel, 'n klompie wedstryde. Die ouer een het klub rugby gespeel en hy het heel agter gespeel, hy was 6'6" en so, maar hy wou nie in die voorspelers nie, hy het sê nee wat. En hy kon 'n bal skop laat die bladder afspring, so kon hy hom skop. So, en ons het lekker tye saam gehad. Ons het daar later van jare daar by Modderfontein gebly, by daai golfbaan, en ons was omtrent elke dag op die golfbaan rond. Vir hulle het baie vinniger geleer as ek. Ek het gesukkel met die golf uiteindelik, maar hulle het al 2 uitstekende golf gespeel. En soos ek sê, hulle het teen top uitgespeel uiteindelik, wat lekker was. En gelukkig ondersteuning gehad van pa en ma. En hulle was altyd daar gewees om daarom, hoewel hulle nie heeltyd langs die veld was nie, was hulle altyd daar gewees en waar ek fout gemaak het, my tereggewys en waar ek goed gedoen het, ook daar 'n bietjie krediet gegee. So dit was in korte die skooljare. En nou as ek die volgende fase moet kyk na, toe ek weermag toe, eenvalskermbataljon, en fantasties daar waar ek baie van dissipline geleer het. Ons kompaniebevelvoerder daai tyd was Jan Breitenbach, wat uiteindelik toe ook die groot man geword het van die rekkies. So hy was vir my 'n baie goeie voorbeeld en hy was nogal 'n tuinman geweest. En dissipline was vir hom uiteraard, jy moes gedisciplineerd wees. En daar het mense begin leer wat dissipline was. Hy was my regtig 'n goeie rolmodel. Ek is gelukkig dat ek hom
na die weermagjare ook nog 'n hele klomp keer ontmoet het en lekker kon gesels het saam met hom. En daar was ook nou nog van my vriende nou, ou Barry de Beer en Barry se broer wat uitstekende soldate was daar by die Valskermbataljon. So dit was 'n volgende fase en toe na dit het ek onderwyskollege toe gegaan, ingeskryf vir BCom en hoër onderwysdiploma. En ek het in die eerste jaar het hulle my daar by die onder 20's betrek, wat ek gespeel het onder 20's, maar toe het ek senter gespeel en toe later flank gespeel. Maar ons moes Saterdag moes ons gaan valskerm spring het opleiding ingeskerp elke Saterdag of elke tweede Saterdag. Dan speel ek 'n wedstryd daar die Saterdag en dan die vir die onder 20's. En die maandag staan die militêre polisie met hulle motorfiets voor die deur by die koshuis en dan wil hulle my kom arresteer want jy moes by die opleiding gewees het en ek was nie daar nie. Dan kry jy 'n boete, my pa die boete betaal, maar toe dit nou die tweede keer kom dat daar boete kom, sê my pa nee my seun. Nou moet jy kies of nie rugby nie of studies. En toe moes ek met studies gekies en ek het koshuis rugby gespeel wat baie lekker was. Lekker koshuis rugby gespeel vir 2 jaar, toe het ek aan klaar met my opleiding en ek het klaar die 3 weke kampe gedoen. Toe kon ek 'n bietjie begin rugby speel en toe het ek nog senter gespeel en toe kom my mof Marie na my toe. Hy sê, Willie jong, ek wil jou skuif. My mof, waar jy wil jy my skuif? Ek wil my uit die koshuis uit skuif. Nee, hy sê, ek dink jy moet gaan, ons gaan jou kyk op Jaker, hoe gaan hy daar? En ek het dan in die begin gesukkel, maar later het dit toe my pos geword, die haker storie, en ek het besluit, kyk nee, te maak die haker posisie, die posisie wat ek wil speel, gesukkel in die begin, maar dit het net beter en beter gegaan, en toe, dit is in die studententijd gewees, lekker studente daar gehad, en ek het toe vir die onderskoolletjie eerste span gespeel, en ek was kaptein vir 'n klompie jare daar, en ek 'n klompie kere gelukkig gewees, speler van die jaar, en so aan, en so die rugby, maar begin, en toe het ek ook uit die onderwyskollege uit, my eerste wedstryd vir Noord-Transvaal gespeel. Voordat ons na die Noord-Transvaal toe gaan, oom, het ek gewonder, hoe het dit gekom dat oom besluit het om onderwys te studeer? Wat? Kom ek sê vir jou, van Wyk, toe ek uit die weermag uitkom, toe ek nou ons het 9 maande gaan, toe ek 3 maande speling, om nou te besluit, wat wil ek nou doen, my pa het my maar laat loswerkies doen, en paar rond te kry, maar ek het my tyd gegee om te 'n besluit te neem, waar jy nou, wat wil jy doen, en toe het ek verskillende opsies oorweeg, en ek het toe gedink, nee, het lyk vir my die onderwys is die rigting waarin ek wil gaan, die rigting waarin ek kan spesialiseer, waar ek met mense kan werk, en waar ek myself kan ontwikkel. En toe het ek gaan skool hou, ou Dr. Rautenbach het my gebel, of toe sê, hoor die jong Willie, ek het 'n tydelike pos hier, want ek wou toe, na my studies, het ek gedink, jong, in BCom, moet ek nou gaan onderwys, of moet ek, die bel hy met te sê, man, ek het 'n tydelike pos kom probeer. En ek gaan toe, Hoërskool Langenhoven, probeer toe die tydelike pos, maar en toe begin die ding onder my vel inkruip, en toe sit ek vir 35 jaar daar. En dis dan in hierdie tyd min of meer wat oom toe nou so het oom se kans om vir Noord-Transvaal te speel misgeloop. Ekskuus tog. Ja man, ek het skool gehou daar, en nou, ek word toe gekies vir die proewe, B-span, ja, B-span, nou Solti Durant is ons bestuurder vir die proefspanne, en nou die middag moet ek het 'n cricketspan, wat ek moet afrig. En ek sê vir Dok Routie, ek sê, Dok, jong, ek speel vanmiddag proewe, hy sê, nee, ek sien so, want hy is op die bestuur geweest, hy sê, nee, ek sien proewe, ek speel proewe, geluk, ek sê van Dok, maar kan ek nie bietjie vroeër gaan nie, want ek het nie 'n motor gehad in daai tyd nie, dat ek daar net
kyk of ek 'n bus kan kry, dat ek by Loftus kan uitkom. En hy dokter sê vir my, jong, jou eerste verpligting is die cricket. Jy moet dit doen, en daarna, as jy afgereed, kan jy gaan. Ja, like, wie is ek nou? Ek is net 'n onderwyser. Hy is die skoolhoof. En ek rig toe maar die regs af, en val in die pad, my toksak oor die skouer, pad Loftus toe daar van die dieretuin af. Maar toe ek hierna by die onderwyscollege kom, toe weet ek gaan nie dit maak betyds nie. En ek bel toe ou Sulty, of bel Noord-Transvaal, en daar het antwoord hulle nog die fone, en die ander fone het daarom gewerk, dat is nie selfoon nie. En ek sê vir hulle, kan ek met Sulty praat? Hy kom, ek sê, Sulty het so hakkel, en hy sê, broer Janie, ek verstaan, kyk maar wat kan jy doen. En toe ek nou uitstap, en ek dink toe ek nou klaar, een van my vriende wat saam met my bekom is, hy is bietjie ryker as ek, hy het kar gehad, hy sê, wil jy maar jy proe speel nie? En ek sê, ja, maar ek moet loop, so ek het nie spring. Vat my Loftus toe, laat my daar af, en toe die ou so in die gangetjie staan om op te draf, toe kom ek daar aan, en hom Sulty sien my, hy sê, wil jy, ek sien jy is hier, gaan trek gewoon, ons wacht vir jou. En toe dit my daar 'n kans gegee, en toe het ek, na die proewe het ek toe word ek gekies vir Noord-Transvaal eerste wedstryd. So, daar is altyd iewers iemand wat jy daarom op jou pad vorentoe ook kan help. En ek kan die ouste naam nog baie goed onthou, Chris, en hy was ook 'n goeie student gewees, en later 'n goeie sakeman geword. Maar hy het my 'n guns gedoen. Of 'n guns, 'n onguns, ek weet nie. So gebeur dit dan nou, oom Willie, dat oom tussen 1971 en 1983 meer as 100 wedstryde vir die Blou Bulle van Noord-Transvaal gespeel het. En as mens dink aan daardie era, dan is dit onbetwisbaar dat Noord-Transvaal sekerlik die beste unie was. Hulle die meeste Karibekers gewen, dominante rugbyspan. Hoe sal oom die kultuur, die spankultuur van daardie era, daardie generasie beskryf? Hoe was die atmosfeer in die kleedkamer? Ek dink baie ondersteunend, en elkeen het presies geweet wat hy moet doen. Ek dink dit was oom Bierman se sterkpunt, was fiksheid, tweede ding was kraamwerk, en die ander een dissipline. En ons het nie 'n klomp afritters gehad nie, as ek nou reg onthou, was er eintlik maar oom Bierman gewees, en af en toe het hy iemand ingeroep, Hans Brewes, of 'n ander afritter van die agterlyn, om bietjie te kom hand gee. En elkeen was 'n kaptein op sy eie gebied gewees. En jy het presies geweet wat jy moet doen, en wat jy nie moet doen nie. Partykeer loop die dinge natuurlik nie reg soos jy dink nie, maar dit was, ek dink, die suksesverhaal gewees by Noord-Transvaal. Dit het in 'n baie groot mate ook dissipline by 'n mens ingeskerp, om sekere goed te doen en reg te doen. En dis ons groot ding gewees, dat wat ons gedoen het ons reg gedoen. En tweede ding was, ek dink, ons fiksheid het ons in baie gevalle deurgetrek om groot wedstryde te wen. Bierman het nie bekommerd gewees oor die klein wedstryde, en ons het die Wes-Transvaal baie verloor, en teen kleiner plekke verloor, maar hy was bekommerd net oor sekere wedstryde. Kan oom vir ons miskien so 'n bietjie verduidelik of net verklaar, hoekom was dit so moeilik vir ander spanne om op Loftusversveld te kom wen? Ja, Loftusversveld het sy eie kultuur gehad. Jy weet, jy het jouself, ons het altyd gesê, as jy een rigting speel, dan speel jy afdraand, en die volgende rigting speel jy van noord na suid, dan is dit opdraande. Ons het altyd so, ons het 'n ou kaptein gehad, wat daarom bietjie dit onthou het, nie sy naam nou hier noem nie, want dit is nie van pas nie, en hy het altyd so gekies, dat ons die eerste helfte opdraande speel, en die tweede helfte afdraande. So, dit was maar 'n sielkundige oorlog wat gevoer is, en ons geweet die tweede helfte, dan voel het of 'n ou werklik waar die ander spanne oor donder. En het leek ook die toeskouers, was altyd
agter jou gewees. Daar was nie 'n ding dat hulle vir WP of die, hier en daar was daar 'n WP man of 'n Transvaal of 'n Vrystaat. Maar 90% het hulle die Blou Bulle ondersteun en dit is nogal iets wat ook help. Maar kom ons praat so 'n bietjie oor die groot karakters. Wie sal hom sê in daardie era was die Noord-Transvaal spelers, die Blou Bulle wat 'n groot indruk op hom gemaak het, wat dit lekker was om te weet hulle is aan jou kant en tog te dankbaar dat hulle nie teen jou opdraf nie. Ja, as ek nou kyk na die voorry, dan Nick Besuidenhout was uitstekende speler. Ek dink hy was jare voor sy tyd gewees, hy het nie baie lus gehad om te oefen nie, maar Nick was 'n uitstekende speler gewees en jy het nooit eintlik 'n bal verloor as Nick gespeel het nie. En hy het goed in die los gewees en so aan. As ek nou dis by die voorspelers kyk, Louis Moorman, uitstekende lynstaanman. As jy die bal op hom gooi, dan kry jy hom. En dan het ek 'n ander ou ook gehad daar wat gespeel het, wat daar sy kinders daar of sy broers by my op skool was, Mouner van Heerden. As ek nou so terugdink aan 'n Curriebeeker finaal, wat ons later oor sal praat seker, wil ek 'n staaltjie daaroor vertel. Kyk maar, Mouner was doener geweest. Hy kon 'n ander span, en hulle was altyd op die uitkyk vir hom. Onthou een keer dat Chris Rogers, toe skop ons die bal af, toe het hy vir Transvaal gespeel. Toe los hy die bal, en toe vra die coach vir hom, maar hoe kon dat val die bal? Hy sê, coach, if you see a steamroller running at you, will you take a ball? So, Mouner is ook vir my regtig 'n karakter gewees, wat goed gedoen het daar. Dan in die agterlyn oom, was daar Bulle wat mens dankbaar was dat hulle daarom ook in 'n ou se kant was. Ja, wel ek het nou Naas Botha genoem, dat hy in jou kant was, is amper seker gewees jy kan wen. Nee, hy was uitstekend geweest, en dan agterlyn speler, jong Pier Spies was vir my 'n uitstekende vleuel. Spoed gehad, hande gehad, hy 3 gedruk, enige plek kon hy 3 druk. Maar hier daar's daar baie sulke goeie spelers geweest. Ek dink aan Christo Wagenaar, groot, lekker sterk, groot senter. Louis Miller, Thys uiteraard natuurlik ons kaptein, maar ook daar en ons kan nou so 'n bietjie die aap uit die mou uitlaat. Ons gaan met hom Thys ook gesels. As oom iets oor hom kan sê. Ek dink die belangrike ding is dat Thys het deurgaan, wat die wedstryd aanbetref, het hy gedink en het hy ons altyd by mekaar gehou, en hy kon die hele tyd, die hele dag rondhardloop en rondkyk en vir ons sê wat moet ons fout maak en wat moet ons nie doen nie en so aan. So, goeie leier gewees, op die veld en ook van die veld af. Ek kan nooit 'n vinger wys na Thys dat hy 1 drankie te veel gedrink het nie. Hy het miskien 'n paar te min gedrink, maar nee. Oom het nou gesê van Nick Besuidenhout dat hy so 'n bietjie lui was. Toe ek en oom gesels het hom vir my so lekker staaltjie vertel van 'n bekende Springbok vleuel wat ook so 'n bietjie, lyk dit my, nie altyd gereedelik geoefen het nie. Ja man, ek dink, as ek nou reg onthou, is dit Willem Stapelberg gewees. Nou, kyk, hy is 'n baie interessante karakter, Stapel. En hy het daar by die polisie gespeel, ook vleuel, en toe kom die beste span, dink wat in jare in Suid-Afrika getoer, die 74 leeu's. En dan, soos maar tradisies by Noord-Transvaal was, het ons die Woensdag gewoonlik proewe gehou. Nou met die Saterdag speel, maar dan die Woensdag is dit proewe, en daai Woensdag met die proewe, toe reën dit so. En Willem Stapelberg stel aan die kant van die veld, en hulle sê vir hom, die Stapel, mag jy nie aantrek, jy gaan jy nie speel nie. Hy sê, Stapel speel nie in die reën nie. En toe speel Stapel ook nie die Saterdag teen die Leeu's nie, en hy speel ook nie die volgende Saterdag, en hy speel ook nie die Curriebeeker finaal nie, hy sit op die bank, die Curriebeeker finaal. Daar kan 'n mens so 'n bietjie gesels oor die Curriebeeker finale. Oom se heel eerste finaal was in 1974 teen die Transvaal gewees. Ja. En min het mens geweet dat oom eintlik 'n baie groot rol sou speel in daardie finaal.
Want toe ons met Mouner gesels het hy ons vertel dat die Leeu's, die Transvaalers was eintlik die gunstelinge gewees. Ja, baie. So kort voor die einde was daar 'n baie belangrike skram gewees. So miskien kan oom vir ons so 'n bietjie daai prentjie skets. Miskien kan ek met 'n bietjie vroeër gaan. Ons het amper in die begin van die wedstryd, ons van die halflyn afskop, ek dink Transvaal het 3 gedruk. En hulle haker Dave Fredrickson wag toe vir die bal, en dan kom die stoomroller en hy loop hom plat. Mouner loop Fredrickson plat van die veld af. Toe kom Gerald Venter, kom toe in plaas van haker, want hy is toe heeltemal deur die wind weg is hy, maar hy het 'n paar wat same voor die afskop het hy vir Mouner laat geloop. En jy weet, Mouner, jong, hy onthou sulke goed. Toe hy die kans kry om terug te vat, toe vat hy ons sommer maar van die veld af. En wel, toe kom ons nou uit die einde, toe is ons net voor, maar 17-15 as ek onthou. En toe Gerald Bosch was daai tyd die skeepskoop koning gewees in Suid-Afrika. En hy het 'n skram reg voor die pale en hy staan agter reg, want dit gaan nou net vir hom 'n formaliteit wees. Is hulle bal en ons wen toe die vaskop en ons skop hom uit en ons wen die wedstryd. So altyd gesê vir die jare daarna, daai vaskop het vir ons die Curriebeeker gewen. So, maar dat baie mense wat meegehelp het om ons daai vaskop kan wen. Kan oom dalk van nog, oom was nou natuurlik van die min spelers in die geskiedenis wat in 7 Curriebeeker finale gespeel het. En is daar dalk nog een of twee van hulle wat uitstaan wat oom dalk so ietsie oor? Ja, ek dink 75 teen is 75 teen Vrystaat in Bloemfontein en ook 'n trietsige dag in Bloemfontein, reën, wind en ons loop tot die einde toe, nog amper die einde, die laaste beweging gelyk op. En ons wen die bal in die lynstaande en Christo Wagenaar kry die bal en hy skop nooit, nou skop hy so hoekse kant toe en hy bal spring en op 'n nat veld spring die bal nooit so hoog nie. Hy het seker 'n droë kolletjie getref, maar hy spring in die lug op en Piers Pies wat baie lank was, gryp die bal heel bokant sy kop en dan druk hy in die hoek en ons is voor. En daar's 'n paar minute oor en hy sê nee, paal vir Thoresen. En hy skop die bal van die kant na deur die paal en ons wen die wedstryd. En na die wedstryd was oom daar na my toe gekom. Hy sê jong, ek moet jou geluk sê, ons het hom lekker gelyk opgespeel vandag. Sê ek nee oom. Toe het hy nie die wedstryd gekyk tot die einde nie, want hy is toe afgestap, gedink dit is nou gelyk op. En toe hy nou hoor het verloor, toe hy Vrystaaters was daar heeltemal oorbluf almal gewees. Hulle het gedink kyk hulle gaan ten minste gelyk op speel. Nou oom, voordat ons oorgaan na die Springbok era toe van oom se loopbaan, wil ek daarom net vra, ek het nou al by verskillende plekke, maar net so die sterkkant van 'n storie gehoor van 'n Noord-Transvaalse toer, 'n Europese toer en 'n blykbare gedansery en niemand wil vir my die waarheid vertel nie en ek het nou gedink, miskien is oom 'n man van inbors en oom sal vir my net sê presies wat het gebeur. Ek gaan maar vertel, maar jy weet, ons beleid is toersake, bly toersake, maar ek gaan hierdie enetjie maar laat deurglip en gaan sê, jong, ek het nie gedink, ek mag nie iets daaroor sê nie. Maar ons daar in Amsterdam, het ons ook al die tyd op die toer, en ons wen goed, en ons doen goed, en nou die aand in Amsterdam, toe is ons nou los, ons kan 'n bietjie gaan rondloop, en kyk wat gaan aan, en plekke aangaan, en hier en daar 'n drankie drink. Wat ons toe natuurlik doen, ons maar in groepe weg, en ons kuier rond en bond, en ons stap so, en hier loer ons in, en hier is 2 manne besig om mekaar te dans. En toe, Grootman, Mouner en klein Len Gerber, hier dans hulle daar op die vloer rond,
Frans my nou wat nou? Hy sê, man, ek en Len het kom sit en 'n drankie drink. Is dit 'n gay club, sê hy, toe sien ons eers is dit 'n gay club, en toe sien hy die mans begin vir ons te loer. En van die groter mans, kyk veral nou Lenny, wat nou klein was, en myner sê, jong Lenny, dit lyk gevaarlik hier, maar jy weet, hy is groot, jong, en hy sê, ons moet dans. Ek sê, daar is hulle twee op die dansvloer, en ongelukkig kom daar nou 'n klompie van ons daar verby, en ons sien die prentjie. Die uiteinde van die saak is, hulle twee moes elke aand, waar ons vergadering hou, moes die twee gedans het. So die rest van die toer, einde van die toer kon hulle lekker met mekaar dans. Dis ook vir my dan snaaks dat dit nou nie genoem was in sy onderhoud nie, en dit lyk vir my die man... Hy skaam nou oor, man. Ek seker daarvan. Maar lang storie kort, oom was eers op 33-jarige ouderdom gekies vir die Springbokke, wat uniek was in daai tyd, dat iemand so lank so oud sou word voor hy Springbok geword het. Vertel ons 'n bietjie van oom se pad na die Springbokke toe, hoe dit geloop. Jong, ek het vir 'n lang tyd vir Noord-Transvaal natuurlik gespeel, maar elke keer, ons het ook eintlik nie baie toere gehad daai tyd nie. Ons het regtig waar min toere gehad, na min spanne na Suid-Afrika toe kom. So die Currie-beker was in daai tyd eintlik die belangrike ding gewees. Ek dink, ek het in 74 het ek die toer misgeloop. Ek het gedog ek sou miskien vir daai toer gekies word na Frankryk toe, wat Mouner gespeel het, en Klippies, dink ek, en die Robert Cockrell gespeel, en Besbier, en so aan. Toe word ek nie gekies nie, wel, dit is maar goed wat gebeur. En toe dog ek wel, my voorland is nou maar Currie-beker, en ek het toe maar Currie-beker gebeur, en my beste gedoen wat die Currie-beker aanbetref, en toe kom die Britse Leeu's in 74 ook, het hulle gekom, daar was ek reserve gewees in Noord-Transvaal, toe Piston gespeel, jy weet, en toe is hy 'n gevestigde Springbok al. Goed, en toe kom 80, toe kom die Britse Leeu's weer, dink ek eers, dit sal daarom, want min mense kry 'n kans om teen die Britse Leeu's te speel, min spelers kry 'n kans, party speel 2 keer teen hulle, en die meeste ander spelers speel nooit teen hulle. Kom met 80, en toe kies hulle my vir die Springbokke, wat vir my regtig 'n groot eer was, en 'n besondere prestasie, en ook vir my ouers, en vir al die ondersteuners, was dit 'n groot, en ek het nogal baie ondersteuning gekry van, selfs van oorseese mense wat ek geken het, en dit was lekker geweest, en om die Springbokke te speel is baie lekker, en ons het ook die eerste toets op Nieuweland gespeel, so dit het toe uiteindelik waarheid geword in 1980, en wat vir my groter was, en dit teen die Britse Leeu's. En dit was ook 'n toetsreeks wat julle gewen het? Toetsreeks wat ons gewen het, ons het die laaste toets het ons verloor, maar die ander het ons gewen, en ons het eintlik baie goed gedoen teen die Britse Leeu's daai toer. Wat 'n merkwaardige jaar was, as ek reg onthou, oom, met julle daai tyd, hulle het 9 toetse gespeel in 1980, wat baie internasionale rugby was, vir 'n era wat nie geken was daarvoor. Dit is so, weet, ons het byvoorbeeld 2 toetse teen Ierland gespeel, en een van die toetse was ook die 100ste toets wat gespeel is, die een wat ons in Natal gespeel het, was die 100ste toets gewees, wat Suid-Afrika gespeel het, en ons het toe teen Ierland het toe 'n klompie van die Britse Leeu's ingehad. Fergus Slattery, wat in 74 'n uitstekende flank was toe die kaptein gewees van hulle. En ons het die eerste toets eintlik maklik gewen. En die tweede toets het ons gesukkel, en daar het Naas Botha eintlik vir ons die toets gewen, as ek nou maar eerlik moet wees. Hy het vir ons op die einde 'n skepskop deurgesit en ons die toets gewen het. So dit was 2 baie harde en 2 baie moeilike toetse gewees. Toe het ons gespeel teen
Frankryk, wat ook 'n lekker toets was vir my, want ek het 'n 3 gedruk en ek 1-3 vir die Springbokke, maar ek Frik de Pre 30 wedstryde gespeel, hy het ook net 1-3 gedruk, so ek het saam met 'n klomp goeie ouens wat net 1-3 gedruk het, maar dit was baie lekker geweest nie. En die Franse het daai tyd 'n baie goeie span gehad. Jean-Pierre Rives, die flank, was hulle kaptein geweest daar, en daar heel agter van hulle, wat later 'n groot internasionale held geword het. Serge Blanco. Serge Blanco het daai toets gespeel. Hulle het uitstekende, ek het daar teen 'n haker gespeel, wat vir my een van die moeilikste kalante was, dat ek nog teen gespeel het, Dentrans. Hy was regtig waar, hy steek, maar hulle het altyd goeie voorspelers, Frans, hulle het altyd moeilik geweest, jy het gesukkel, klapwedstryde, as jy dink dan op ons toer, ons speel ons teen Brief, hulle Papramboord, een voor, hulle het uitstekende spelers gehad, die Franse, voor en agter. Iets wat mens miskien kan vra, wat interessant sal wees, oom, is, hoe was die aanpassing, wat was die verskil geweest tussen die standaard en die intensiteit van Currie-beker wedstryde en internasionale wedstryde? Was daar iets vergelykbaar of heeltemal anders? Nee, ek dink internasionale wedstryde is baie meer vinniger. Jy moet vinnig jou goed doen wat jy wil doen, want die ander spanne gee jou nie 'n kans nie. So die tempo is baie vinniger as wat die plaaslike wedstryde is. En dis hoekom jy eintlik verroes raak as jy nie toetse speel nie. En dis wat die Britse leeu's ook daai tyd hulle miskien 'n voorsprong gehad het by ons. Hulle het baie meer toetse gespeel en saam getoer en so aan. Nee, daar's definitief 'n groot verskil. En ek dink ook jou voorbereiding vir die toetse was baie goed geweest. Ek onthou en Manuel sal ook onthou dat ons Morney du Plessis was kaptein geweest teen die Britse leeu's, en die Vrydag voor die wedstryd, dan jy daai wedstryd vir 2 ure deurgeloop, dan staan jy op die doellyn, dan vra hy, wat goed, nou gooi hulle in, wat gaan jy doen? As hulle die bal wen, agterspelers, jy moet altyd die vraag antwoord, wat doen jy, waar gaan jy? Dan skuif jy dit na die kwartlyn toe, en dan skuif hulle na die volgende toe, en dan weer van die ander kant af onder toe, en dan in die middel van die veld af, hier is 'n skram, wat maak jy daar? En jy heeltyd aan die dink oor hoe die wedstryd, so jou voorbereiding was vir my baie meer intens geweest. So as jy die Saterdag daar speel, dan weet jy presies wat jy moet doen, wat 'n plek van die veld, en waar jy moet wees. Nee, daar's 'n groot verskil tussen provinsiaal en internasionaal. So, oom was dan nou bevoorreg geweest om in daardie jaar baie toetsrugby te kon speel, en ek dink oom se spel het dan ook meegebring dat oom gekies word dan nou vir die daaropvolgende toere. En was dit anders om saam met die Springbokke te toer, teenoor om 'n toerspan hier te ontvang? Nee, dit is anders om saam met die Springbokke te toer. Ek dink jy bou ook 'n hegter eenheid, want jou wedstryde jy speel, jy kom die Woensdae by mekaar hier in Suid-Afrika en jy speel 'n toets. Die Saterdag, jy kom die Donderdag by mekaar en jy speel 'n toets die Saterdag. Op 'n toer is jy die hele tyd saam, jy oefen die hele tyd saam, daar's nie ander goed dat jou aandag afwy nie. In Suid-Amerika is eintlik 'n lekker toer geweest. Hoewel daar probleme is wat taal aanbetref en die tipe van goed. Maar hulle het baie goed na ons gekyk en hulle het 'n goeie span gehad. Hulle het groot voorspelers gehad en agterin wat beheer is deur Hugo Porta, wat uitstekend was. En Porta het ons ook natuurlik hier in Suid-Afrika gesink, want ek weet nie of ons daaroor gaan praat nie. Ons het die eerste toets hier op Loftus gespeel. Die wen ons hulle 56-0 dink ek. En die tweede toets was in Bloemfontein. En ek dink ons was 'n bietjie ontspanne geweest en nie reg voorberei vir die toets nie. En daar wen Porta ons daai dag
op Bloemfontein. Na ons die vorige week, hulle kies dieselfde span, ons het ook dieselfde span. En daar klop hulle, net die ingesteldheid van die spelers voor die wedstryd is net nie reg gewees daar nie. Na die toer in Suid-Amerika toon hulle dan nou seker tot vandag toe nog een van die mees bekende en ook mees kontroversiële toere in wêreldrugby aangepak, die baie bekende 1981 meelbom toer na Nieu-Seeland toe. Ja. In so 'n politieke klimaat, hoe het oom as 'n speler daardie toer ervaar? Wat is oom se herinneringe? Ek dink die groot probleem, ons was nie heeltemal so goed voorbereid gewees vir daai toers as ons moes gewees het nie. Ek dink die spanbestuur en ook die algemene mense wat betrokke was, die politici, moes die spelers baie beter ingelig het en voorbereid van wat daar van jou verwag gaan word. En vra wat jy gaan moet antwoord wat apartheid aan betref en al hierdie aspekte. En ons was nie, sal ek sê, nie heeltemal voorbereid. Daarop het ons geweet dit gaan 'n moeilike ding wees, maar toe ons daar afklim en jy sien daai betogers staan, nie ondersteuners en net betogers, die hele wêreld vol en almal skreeu jou en almal jou uit en plakate wat rondgeswaai word en jy moet maar net deur die mense wrimmel daar en hoop jy kom aan die ander kant uit in die bus en dan kry jy ook nog dat daar spikes in die pad gelê word wat die ys moet eers verwyder en dan kan jy aanry. Nee, dit was 'n moeilike begin wat ons nie baie goed voorbereid was. Ons het vinnig reg gekom en die dinge reg gedoen en veral ons het eintlik gekort week, sal ek sê, gedurende die provinsiale wedstryd al ons het een wedstryd gespeel en die tweede een het ons vir omtrent 3 tot 4 ure in die kleedkamer gesit, waar die betogers die veld spykers opgegooi het en so al die deur gebreek met die polisiekordon en toe moes hulle die veld opruim en toe het ons 3 ure later het hulle kom sê nee wat die wedstryd gaan nie plaasvind nie. En toe is ons daar uit en na ons plek toe ons bly, ons het ook maar daai tyd onder die paviljoen gebly waar hulle vir ons beddens gesit het en waar ons geëet het en waar hulle vir ons 'n paar drankies bedien het en daar is 'n snoekertafel. So jou voorbereiding was maar daar rondom daai fasiliteit van jou daar. Ons het maar incognito rondbeweeg, jy weet, nie met 'n springbok, jy kon nie met 'n springbok baadjie of iets rondloop nie, dan het jy probleme gehad. Maar daar was ook ondersteuners geweest. Daar was baie All Black ondersteuners wat teen die toer gekant was. Dit was maar 'n baie groot politieke storie geweest wat hulle vir al die studente geïndoktrineer het om op te tree. Die algemene publiek was daar geen probleem geweest wat die toer aan betref, maar dit het ons in 'n groot mate belemmer. Want jy moes as jy gaan oefen het, moet jy 2 ure voor die tyd moet jy ry. En so ons oor die toetse so ons praat ook wat daar. Ek dink een van die mooi verhale oor die atmosfeer en oor die ingesteldheid van die Nieu-Seelandse publiek wat pro die ontvangs van die Springbokke was. Kom uit oom se verhaal oor oom se tweede toets waar oom dan oom se geleentheid gekry het om te speel. Ja, ek het die eerste toets was ek reserve geweest, Cockrell het gespeel. Omdat ons min wedstryde gespeel het ook, maar Cockrell het goed gespeel daai tyd en hy was toe gekies, ek was reserve. En die tweede toets toe word ek gekies en toe is Cockrell reserve. En toe kry ek 'n skouerbesering, ontwrig my skouer en ek kan hom nie op die veld teruggesit kry nie. En daar weg in die ambulans en ek
toe sien ek nou eintlik wat buite die veld aan die gang is. Dit is soos 'n oorlogsone waar die ambulans deurry. Dit is net klippe en brand, goed wat gebrand word. En die polisie moet daai mense weghou, die Red Squad, hulle het die ouens weghou van die veld af. Daar was 'n verskriklike groot bekleierery gewees tussen polisie en die betogers. Goed, toe kom ek in die hospitaal, die bed daar so, en die kom die dokter en hy sê, jong, hy sê, ons het 'n probleem wat jou trui aanbetref. Ons gaan hom baie moeilik af kan kry. Toe sê ek, dokter, sny hom, haal hom. Hy sê, I'll never cut the Springbok jersey. En toe, onder verdowing natuurlik, toe het hulle vir my skouer teruggesit, en toe, na die tyd het hulle my getrek voor die televisie, en ek kon daar aan die einde van die wedstryd kyk, waar ons die toetstorm gewen het, wat vir ons 'n groot aansporing was. En toe sien ek daar lê my trui mooi netjies opgevou op my bed. En toe kom die dokter en hy sê, ja, hoe lyk dit, hoe gaan dit? En hy was 'n groot Springbok ondersteuner. En toe sê ek, dokter, ek skenk vir jou die trui. Wat natuurlik vir hom iets groots was. Wat hy, ek dink nie sou vergeet het weer nie. Maar dit was maar nie die ingesteldheid van Nieu-Zeelanders teenoor Suid-Afrika. Dat hy nie bereid is om 'n Springbok trui te sny nie. En dit is dit het gegee ons 'n bietjie moed het ons moed gegee daar vir die res van die toer. Oom het in oom se 15 blitsvrae het oom gesê as oom weer 'n wedstryd kon speel of as oom kon kies teen wat se internasionale span oom sou speel, sal dit die All Blacks wees. Ja. Hoekom in oom se mening is hierdie stryd tussen die Springbokke en die All Blacks? Wat maak dit so ongelooflike merkwaardige kompetisie? Nee, as jy in Nieu-Seeland, ek is gelukkig geweest om toe nog 2 keer daar te gaan toer, op 'n baie meer informele vlak. Is daar baie vergelykings tussen die Nieu-Seelandse leefwyse, baie boere, en ook natuurlik verskillende kultuurgroepe, die Maoris en die wit groepe daar, wat hulle ook maar hulle moeilikheid gehad het. En natuurlik die Nieu-Zeelanders is baie passievol, wat hulle rugby aanbetref, en hulle is ook eerlike mense. Jy kan met ander groeperinge, wat ek nie nou gaan noem nie, kan jy nie glo wat hulle vir jou sê nie. Maar die Nieu-Zeelander vir iets sê, moet jy weet, en hulle is moeilike, goeie rugby spelers. Toe toer oom hulle direk daarna Amerika, toe hoe dit gekom? Kyk, daai toer was voor die tyd gereël geweest, en ook natuurlik net weer om die Amerikaanse rugby 'n opstoot te gee. Ons is toe Chicago toe, ons het daar in die Chicago Athletic Club gebly, wat 'n baie luukse klub was, wat lekker was. En ons verskil is, jy kon nie mense toelaat as hulle nie 'n kaartjie het daar om in te kom nie. Ook vir hulle het natuurlik wat veiligheid aanbetref erger ingestel as die Nieu-Zeelanders. En hulle is ook nie met battens daar gestaan soos die Nieu-Zeelanders nie. Hulle het met AK-47, hulle het met masjiengewere daar gestaan as hulle wag staan daar by mense wat nie by die inkom nie. En die ander ding wat vir my daar uitgestaan het, so ek sê dit wat die veiligheid was baie belangrik vir hulle. Die ander ding wat uitgestaan het daar is as ons nou die veld toe ons gaan speel, dan klim jy in 'n kombi in, wat agter die Athletic Club intrek. Jy kom uit jou kamer uit, stap in, klim in die kombi in, klaar aangetrek vir die wedstryd. Hulle vat jou veld toe, jy kom daar, hulle ry tot in die middel van die veld, en jy klim daar uit, op die middel van die veld, en die Amerikaners dieselfde ding, klim uit, en die wedstryd begin. En jy speel, daar is net 'n paar toeskouers wat hulle gekeer het wat daar mag wees. Op die hoeke van die veld bo staan 'n ou met 'n geweer, om te kyk of niemand inkom, om veiligheid daar nie. Na die wedstryd, direk in die panelvan in,
met jou vuil klere al in hotel toe, gaan stort in die hotel, en dan is daar in die hotel, of by die Athletic Club daai tyd, is daar dan 'n onthaaltjie vir jou gereël. So, dit was 'n baie lekker ervaring. Ek het ook baie goeie vriende daar gemaak met 'n klomp van die mense. Baie interessant, dit het aanleiding gegee dat ek op 'n later stadium bietjie na Amerika toe gaan het weer. Dis iets waaroor ek baie nuuskierig is oom. Soos wat mense nou bewus is, julle was deel van die amateur era gewees. En tog het oom die geleentheid gekry om in Amerika te gaan werk en in Amerika te gaan rugby speel. Ja, ek Kan oom vir ons 'n bietjie verduidelik hoe gebeur so iets? Ja, ek het ook daar so by die Chicago Athletic Club het ek toe vir John Coufort ontmoet. En John was die president gewees van Chicago Lions. En toe het hy gesê, hy nooi my uit om te kom speel daar 'n rukkie vir my en my gesin. Toe het hy gesê, okay John, ek sal kyk, en toe het later ooreengekom dat ek die seisoen eintlik by hulle gaan speel, want ek het in 82 het ek opgehou, het ek uitgetree, en soos 83 toe, dan speel ek daar vir 'n seisoen vir Chicago Lions, wat vir my baie lekker was, en die mense het, ons het ons huis gegee, ons 'n voertuig gegee, vrou was daar, kinders was daar gewees, ons het 'n fantastiese tyd gehad, die hele Amerika plat getoer, en as jy op 'n plek kom, dan ontvang daai rugbyklub jou daar, en jy speel sommer die Saterdag vir hulle ook 'n sewees rugby of wat ook al, en hulle treat jou verskriklik. Dit was die lekkerste toer, die lekkerste tyd wat ek as rugby speler gemaklik gespeel. Daai vriende nou nog. Ons het ook toe later by Oostlikes 'n toer gereël van die Chicago Lions na Suid-Afrika toe, wat hulle hier teen verskillende spanne kon speel het, en daarom moet ek sê dat Jan Oosthuizen en daai tyd die groep wat hy voor gewerk het, hulle het baie mooi na ons gekyk. Willie, dit is dan so baie kortliks 'n blik op oom se rugbyloopbaan, deur die klub, deur die provinsie, nasionaal. Maar oom was veel meer as dit. Oom sou dan ook vir 35 jaar in die onderwys 'n impak op jong mense se lewens maak. 10 jaar as hoof. Ja. Rugby het vir hom geleentheid gegee om die wêreld te sien. Iets wat nie vir alle Suid-Afrikaners in daai tyd beskore was. Ja. Hoe sou oom sê was die impak wat rugby gehad het op oom as onderwyser en dan ook as skoolhoof later? Hoe dit oom gevorm as 'n leier en iets verander dalk? Ek dink jou eerste ding wat my altyd opval daar is dat 'n dissipline, en dan ook om verskillende mense te kon evalueer teen wie jy gespeel het en saam met wie jy gespeel het. Sodat jy 'n baie goeie beeld kon kry van 'n verskeidenheid persoonlikhede. En dit is wat jy maar in die onderwys kry, is voor jou sit daar 'n klas van 40 mense, verskillende agtergronde, verskillende persoonlikhede, en jy moet hulle almal hanteer as 'n groep. En dit het 'n mens regtig geleer om mense op te som en gou te sien waar is probleme en waar kan jy help en waar kan jy nie help nie en wat jy moet doen. So dit het my in 'n groot mate gevorm in sover dit leierseienskappe aanbetref. Hoe sou oom, as mens nou dink aan legacy, hierdie bordjie wat ons vandag gedoen het, wat oom geonderteken het, hoe sal oom graag wil hê moet die rugby gemeenskap in Suid-Afrika oom onthou? Ja, van Wyk weet, ek dink die een ding, as ek nou so net so vlugtig kan aanraak, ek het nogal heel wat beserings gehad in my tyd. Ek onthou, as ek nou sommer so 'n bietjie terugdink, ek is in 76 het ek 'n knie besering, ek het nie rugby gespeel, ek het 'n hele jaar nie gespeel nie. Toe kom ek nou weer terug in 77 en toe het ek weer 'n knie besering gehad hier in 79 rond, en maar weer teruggekom en later het hulle in die koerant gesê die kat kom terug.
En dit was altyd vir my so 'n gevoel of ek maar en selfs in die begin het ek begin speel, het ek besering gehad, my jaar en 'n half afgehou het in die velde. So wat ek eintlik wil sê is dat 'n mens moenie as jy 'n besering kry of 'n terugslag kry of jy 10 vaskoppe verloor, dat terugslag laat dit jou terugsit nie. Dit moet jou net sterker maak as 'n persoon, dat jy sterker vorentoe kan uitgaan en jy kan daai probleme oorbrug. En so is dit ook maar in die lewe. Jy kry jou terugslae, maar jy moet oor dit gaan en jy moet vorentoe kyk, nie terugkyk nie. Jy weet, jy kan altyd sê ek het dit gedoen, maar wat gaan jy vorentoe doen? As ons nou dink aan waar rugby vandag is nou 'n hele ander wêreld as van waar julle vandaan kom, maar dis 'n wêreld wat gebou is op julle skouers. Ja. Wat se spelers maak hom opgewonde? Wat van Springbok rugby gee vir oom hoop? Ek dink eerstens dat die huidige afrigter, Rassie, het ook maar probleme gehad in sy loopbaan wat hom ook gehelp het om sekere regte besluite te neem. Ek dink hy is die res van die wêreld ver voor wat beplanning aanbetref, ook gemik op die volgende wêreldkampioenskappe wat volgende jaar plaasvind. As ek nou sien hoe die ander spanne, ek kyk Ierland as 'n voorbeeld, hulle het al lank gewag voor hulle met jonger spelers begin het. Nieu-Seeland op die oomblik omdat hulle nie aan ons ligas wou deelneem nie, is ook maar 'n mediocre span. Ek sien nou met die Sewes hulle weer verloor teen ons. Hulle bly 'n goeie span, maar hulle is kompetisie daar. As jy kyk, hulle speel teen die Suidsee-eilande, hulle speel teen Australië en hulle speel nie wêreldwyd oral rond nie. Ek dink en dit gaan uiteindelik in 'n baie groot mate teen hulle tel. En veral met ons met die nuwe klub rugby situasie waar jy teen Frankryk speel, jy speel teen Ierland, teen Engeland, teen al die spanne, selfs teen Suid-Amerika, Argentinië. En ek dink daai hele blootstelling van ons spelers gaan vir ons uiteindelik tot voordeel wees. En Rassie het nogal die insig om hierdie jong spelers te identifiseer en hulle kansse te gee. En nie te klou net aan die klomp wat vir jou wedstryd wen nie, maar hy gee spelers 'n kans en sodoende het hy, ek dink hy het omtrent nou 3 spanne wat regtig waar baie goed gestaan wat rugby aanbetref. En dan is daar 'n klomp van die ou manne wat baie groot, Pollard is vir my 'n baie groot, sterk speler. Ek dink van die loskakels is hy vir my amper 'n naasbota. Hulle oorspeel hom miskien net 'n bietjie te veel, maar hy is uitstekend. En dan in die voorspelers, weet Pieter-Steph du Toit bly nog steeds top. Ek dink Malcolm Mars was nou weer 'n speler van die jaar gewees. Ja, ek is het maar so uit te kom bo kan die ander spelers. En so hy het nog, ek dink hy Rassie vat raak. Daar's 'n klomp goeie jong spelers en hy kan 3 spanne dink ek bymekaar gooi as hy wil. Dis daarom nie net Malcolm Marx wat ere toekennings gekry het nie. As ek reg gehoor het, dink ek was oom die Oostlikes se speler van die eeu gewees. Ja man, dit was vir my nogal 'n verrassing. Want nou daar was spelers gewees soos Cora Dirksen en Gys Pitser en Louis Schmidt en dis net om maar 'n paar te noem. Daar's 'n klomp uitstekende wat ek gedink het nee wat hulle gaan die ding ook, jy weet, en toe verrassing. Want Willie, dis algemene kennis. Baie mense sê meeste rugby spelers word gekies op vorm, maar hakkers word gekies op hulle temperament en hulle karakter. As oom ietsie moet sê, oom was 'n Springbok hakker gewees. Wat is die eienskappe wat 'n hakker nodig het om regtig internasionaal, provinsiaal 'n impak te kan maak? Ek dink jou eerste ding is jy met jou basiese goed reg kan doen. Want jy begin eintlik maar die wedstryde. Jy begin die wedstryd by 'n lyn staan, as jy nie daar jou goed kan 100% doen nie, jy begin 'n probleem.
begin jou wedstryd in die skram. As jy nie 'n behoorlike deesdae gooi nou so skeef van jy hoef nie meer te haak eintlik nie. Maar nogtans jy moet dit is 'n beginpunt daar. So jou basiese goed moet reg wees en daarvandaan kom die sekondêre goed by. Soos baldra, verdediging en ander fasette, balhantering en so aan. Willie, dit is 'n geweldige groot voorreg geweest om vandag so 'n bietjie iets van oom se nalatenskap en iets van oom se storie te hoor. Baie Ons dankie. Groot voorreg dat oom ja gesê het om ook 'n legacy bord te teken en geleentheid te gee vir mense om iets van oom se Springbok sage saam met oom te leef. Ons sê altyd vir julle legendes dankie dat julle gespeel het en in die tweede plek dankie dat julle met ons kom gesels het. Van Wyk, dankie vir die geleentheid en ek dink jy pak 'n wonderlike projekkie aan. Sterkte.